kom ons begin. Ek wil verduidelik hoe ek by hierdie tema uitgekom het. Psalm 51. Maar jy het nog nooit droog gemaak in jou lewe nie, né? Nou na so 'n droogmaak episode in my lewe, ek by die liewe Here gaan sit met hierdie Psalm 51. En die tema van môre is Here reinig my. En ek het nou gaan krap in die Bybel. En toe kom ek nou agter die Here reinig my is eintlik heeltemal iets anders as wat ek gedink het dit is. Hierdie Psalm is geskryf na Dawid se oorspel met Batseba. En na die episode het sy lewe onomkeerbaar uit mekaar uitgeval. En eers hier aan die einde van sy lewe het dinge begin regkom. Nou, ek moet twee dinge onthou van die Dawid, hierdie episode. Dawid is 'n koning gewees in daai tyd. Dit is nie konings wat ons dit vandag ken. Hierdie mense het absolute mag gehad. Hy kon maak nie wat hy wil. Oor lewe, oor dood. Hy kon vat wie hy wil, hy kon los wie hy wil. En toe kom hierdie episode met Batseba. Nou as jy nou gaan lees hier van 1 Samuel 12:13 af, waar die episode plaasvind. Sy het hom gevang. Sy het gaan bad op 'n plek waar sy geweet het hy gaan haar sien. Hulle het langs mekaar gebly. En nou staan daar ook dat Batseba was 'n baie mooi vrou. Nou jy kan dit tussen die lyne aflees, wat is dit nou? En Dawid op die huis die dak gesit, toe bad sy, waar hy haar kon sien, en nou staan daar uit haar die nag laat haal. En sy het baie gewillig saamgespeel. Julle ken die storie, sy raak swanger, en Dawid is koning, hy kon maak nie wat hy wil. Maar ek besef hierdie ding gaan moeilikheid hê, want daar's 'n baie goeie rede, en dit het ek nou eers later uitgefigure, wat is die goeie rede, hoekom het hy nie maar net die goed gelos nie? Toe sy nou swanger is, toe werk die twee 'n plan uit om die man te laat vermoor. En dit gebeur toe ook. Maar die man se naam is Uria. En ek sit nou die dag, sit ek en kyk, nou het ek so 'n boek van 'n Fransman in die hande gekry, wat hy nou die goed verduidelik. Nou lees ek die storie, en toe gaan sit ek nou in die Bybel, en toe werk ek nou uit wie was die Uria. Dit was nie sommer net 'n soldaat nie. Dawid het 'n private weermag gehad van 600 mense. En die mense het daai 600 mense het sy lyf meer as een keer gered. Hulle was absoluut loyaal geweest. En Dawid het 3 ouens gehad, wat genoem is die 3-manskap, wat die hele tyd in sy teenwoordigheid was. Hulle het hom nooit alleen gelos nie. Hulle het so na hom gekyk. En dan het hy 'n binnekring gehad van 30 mense. En die binnekring was mense wat hulle lewens vir Dawid so afgelê, van hulle het. En die 30, dit was die elite geweest. Dis mense wat 'n baie lank pad saam met Dawid geloop het, en hy saam met hulle, en die Uria was een van hulle. As jy daai lysie gaan kyk, daar aan die einde van Kronieke, in Kronieke 1, Aksies Konings, nommer 27, Uria die Hetiet. En as Dawid hierdie
man laat vermoor het. Die hel het losgebreek na dit. Dit het dramatiese gevolge gehad. Kan jy jou indink die aand in die weermagse kwartiere wat het daar gebeur toe die ding uitkom? Die gevolge was verskriklik. Die mense het so teen Dawid gedraai. Hierdie eens ongelooflike koning, wat so gewild was, toe die ding uitkom, die mense het hom so weggeskryf. 2 van sy seuns, een met die naam van Adonja, Absalom is die ander een, het teen Dawid gedraai. Al twee het op 'n stadium probeer om die koningskap oor te neem. En wat daar in die Bybel staan, dat toe die 2 manne dit probeer het, daar staan hierdie sinnetjie. Die hele bevolking het agter hulle aangegaan. Dawid se lewe het in mekaar geval na hierdie storie. Die man van die kerk het na hom toe gekom, Nathan, predikant, en ook sê wat nie aangevang. Jy is die oorsaak dat God se vyande vir hom lag. En die slegste ding wat gebeur het was in Dawid se gesin. Sy gesin het uit mekaar uitgeval. Net na die episode uit 'n dogter met die naam van Tamar. En nou staan daarop, dit was nou 'n mooi meisiekind gewees. En haar halfbroer, ek het nou die man se naam vergeet, kry toe nou 'n nik in sy lyf oor hierdie halfsuster van hom. En hy verkrag haar. Nou, behalwe die bloedskande ding, dit was 'n verskriklike ding om verkragt te word, want 'n vrou is uitgeskuif na dit. En Dawid het niks gedoen nie. Hy het niks gedoen nie, want hy het geweet, hy staan agter die deur, hy kan niks doen nie. Sy gesin het so teen hom gedraai. Tamar se broer, Absalom, vir 9 jaar met 'n ding in sy binnekant rondgeloop. En toe Dawid niks doen nie, toe het hy sy suster gaan haal en gesê, jy kom bly by my, ek sal vir jou sorg. En hy het 3 jaar met 'n ding geloop. En toe nooi hy die hele familie na hom toe, met so toe hulle skape klaar geskeer het en hulle gaan nou fees vier. Toe sorg hy dat die halfbroer wat sy suster verkragt het ook daar is, en Absalom het hom gruwelik doodgeslaan. Toe moes hy vlug vir sy lewe. Toe spring Dawid rond. Na 2 of 3 jaar toe die kind nou teruggekom na sy pa toe, maar dit was nooit weer reg gewees nie. En toe kom Absalom, het die hele ding baie goed beplan, ek het uitgewerk so tussen 7 en 9 jaar, het hom gevat, toe kom hy in opstand teen sy pa, en hy het hom magnifiek uitgewerk, hy het die hele bevolking agter hom aangekry, toe hy nou die ding gaan doen, en die ding misluk, want daai 600 private weermag van Dawid het weer 'n keer hier sy agterend gered. En toe die weermag nou optrek teen Absalom, toe sê Dawid, julle raak nie aan daai man nie. En toe Joab, sy generaal, het ons nou die mannetjie gaan vermoor. En Dawid was gebroken geweest. En so mate dat sy generaal vir hom sê, is jy man? Jy is meer bekommerd oor jou kind wat jy wil doodmaak, as oor jou eie mense wat hulle lewens vir jou aflê. En ek dink nie dit het daaroor gegaan nie. Skuldgevoelens het Dawid gejaag. Want hy weet, ek is die oorsaak van hierdie kind se dood. Dit is my skuld. En na hierdie episode met Batseba, het Dawid 2 gedigte geskryf wat ons nou ken as Psalm 32 en Psalm 51. En hierdie Psalm 51 gaan daaroor: Here, reinig my. En
Die ding het nou in my kop kom kuier. Nou die skoonfamilie sê, daar is nie veel in die kop nie, maar die kop is maar leeg. Maar die ding het nou in my kop kom kuier. Wat beteken dit om te sê, Here, reinig my? Want daar kom 3 keer hier in Psalm 51 en sê, asseblief. Die woordjie weer kom 3 keer hiervoor. Laat my tog weer vreugde beleef. Laat my weer mens word. Laat my U weer met toewyding dien. En hoor wat skryf hy, sê, my oortredings ken ek, en my sonde bly ek altyd bewus. Ek nie alleen het ek gesondig. Red my van ondergang, o God my redder, dat ek weer kan jubel oor die verlossingsdade. En dan 3 keer in hierdie psalm staan daar ook, Here, reinig my. Kyk daai woorde van Psalm 51. Gaan net van eenetjie terug asseblief. Is dit eerste een? Daar is al wat daar is van 51 en dan is daar die eerste. Ja, nou sussie. Daai is ook nou maar, my kop is weer leeg gewees. Ek lees vir jou Psalm 51. Net daai versie, hoor hom. Hoor wat sê hy? Laat my tog weer blydskap en vreugde beleef. U het my verbrysel. Laat my weer lag. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Skep vir my, hoor dit, 'n rein hart en maak my weer standvastig. Die gevolge van die sonde, van 'n stupid ding. En hier sit ons vanmôre. En dis ons storie. En hier sit ons met die gevolge. Sommige goed van ons het uitgekom, mense weet dit, ander goed weet niemand van nie, dis net jy. Maar my vraag is, hoe durf ek vanmôre hier preek? Hoe durf ek en jy vanmôre hier sit? Hoe durf ek hier inkom? Want as daar nou een ding is wat ek in hierdie tyd leer, is ek het te doen met 'n heilige God. Dis nie 'n liewe Jesus nie. Wat maar sê, nee, paar aan en ek is maar net lief vir jou nie. Daar is nie so iets nie. Dis 'n heilige, woedende God. Hoe durf ons vanmôre hier kom sit? En maak asof alles reg is. Want dit is nie reg. Maar die ander kant van die storie. Kyk na daai 2 tekste. Tog is die Here gretig om jou genadig te wees. Wat beteken gretig? Sê, kom hier, kom. Ek wil baie graag. Kom. Tog is die Here gretig om jou genadig te wees en hy wil hom oor jou ontferm. Daar's geen ander manier wat ek vanmôre hier kan sit en sê, Here, ek vra soos Dawid genade. En die Here sê, kom met ons dit regmaak. En seker die mees aangrypende teks in die Bybel is daai Hebreërs 7 vers 22. Dat Jesus is die borg van die verbond. En die woordjie verbond beteken 'n kontrak. En die hele Bybel gaan oor daai kontrak, is net 2 sinne. 2 partye wat 'n kontrak maak. Ek sal vir jou God wees, jy moet vir my volk wees. En as ek in die Here Jesus is, dan sê Hebreërs 9, dis 'n ewige verbond. God skort hierdie ding nooit op nie. En as ek die kontrak breek, dan staan daar, Jesus is my borg. En jy weet wat is 'n borg, né? As jy vir my borg teken, ek betaal nie, dan skryf hulle jou op. En as ek hier geval het, het ek daar 'n borg. Ek weet nie waar daar is nie, ek weet nie eens hoe dit werk nie. Maar op hierdie oomblik staan die Here Jesus by die Vader en sê, my kind,
my kind kan nie betaal nie. Hy kan nie, ek sal vir hom betaal. En dit maak dat ek vanmôre hier mag wees, net in genade. Want God is dodelik ernstig met hierdie kontrak. Ek sal vir jou 'n God wees, maar jy moet vir my 'n volk wees. En terloops, as jy die Bybel lees, dit staan letterlik op elke tweede, derde bladsy van die Bybel staan daai sinnetjie. Dan gaan kyk die eerlaaste hoofstuk van Openbaring staan hy nog steeds, Maranatha, kom Here, kom gou, dat jy vir my 'n God kan wees, sodat ek die volk kan wees. En hoe kan ek vanmôre hier wees? Daai laaste woorde wat daar staan, Psalm 51. U sal 'n hart vol berou nie miskyk nie. As jy wil regmaak, dan sê die Here, kom. As jy nie wil regmaak nie, dan sê hy vir jou, kry jy my. Dit het verskriklike gevolg. En hierdie ding van die Here se genade wat reinig, is nie 'n goedkoop, cheap talk genade. Die Here is dodelik ernstig oor hierdie goed. En daarom kan ek jou vanmôre hier groet. Met 'n belofte van genade, en ek het daai goed gaan uithaal uit Efesiërs 3 uit. Mag jy verstaan hoe groot en hoe diep, hoe groot die liefde van die Here is, as jy in die genade staan en in berou kom. Kyk na daai beloftes. En ek spreek dit oor jou uit in die naam van die Here Jesus. Mag hy deur sy Gees aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. Dat julle in Christus gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om te begryp hoe ver, hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken. Die liefde wat die verstand te bowe gaan. Amen. En wat volgende? Ons kan mos nie hierdie by mekaar kom as ons nie gebid het nie. Want alles in my verhouding met die Here, die eerste tree met alles is 'n gebed. Altyd. Niks kom van self nie. En voordat ons hier verder kan gaan, moet ons saam bid. En ek wil hê, as ek jou uitnooi om saam met my te bid, nie die oogies toe te maak en te dink aan die skaapbout wat jy net nou gaan eet of die... Ek wil jou uitnooi om saam met my te bid, want God het 'n hart vol berou. Vergewe my die kriewoorde. He loves it. Hy is gaande oor hart van oor woorde van berou. Kom bid dit saam met my. Here, skep in my die wil om U te soek. Draai my om, sodat ek in die rigting kan kyk. Here, U het my nie gelos soos wat ek dikwels met U doen nie. En ek bly op al hierdie dwaalweë van my tog altyd bewus van U teenwoordigheid ergens naby my, in my. Hier kom ek, Here. Na wie anders toe kan ek gaan, dat my nie sal verwyk nie, dat my nie sal wil terugbetaal nie. Here, U wie die skepper is, ek weet dat U my gemaak het, en U sal my ook oormaak. En Gees van God, ek weet dat U my sal troos, al is dit ek wat U in die steek gelaat het. Here, my God van liefde, dankie dat U my hoor. En Here, verander my hart, sodat ek U waaragtig sal lief hê. Amen. Dis 'n aangrypende gebed, wat geskryf is daar in die jare 480. Deur 'n swart man met die naam van Augustinus, wat een van die grootste kerkleiers geword het, daar in die noorden, plek in die naam van Tagaste, daar in Egipte waar hy gebly het. Here, verander my dat ek U waaragtig sal lief hê. As ons nou saam sing,
Dis nie net om 'n ou liedjie hier te kom staan en te prewel en maar te kyk nie. As jy sing, dis niks anders as 'n gebed op die maat van musiek nie. Jy moet kyk wat jy sing, jy is besig om te bid. En dit sluit aan by die gebed. Kom ons staan op en sing ons. Psalm 51. En kyk mooi na daai prent. Want dis hoe reiniging werk. Dit brand skoon, dit brand skoon, dit brand. Dis 'n proses. En ek lees vir Psalm 51. 'n Psalm van Dawid na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld en reinig my van my sonde. Dit is die eerste keer, reinig my. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Nie alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in die oë. Hoor, die uitspraak is dis reg. Die oordeel is regverdig. Dit is my eie skuld. Maar die verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. En hier kom hy nou weer. Neem my sondes weg, dat ek rein kan wees, witter as sneeu. Laat my weer blydskap en vreugde belewe, U het my verbrysel, laat my weer lag. Wis al my skuld uit, en hier kom hy weer. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my weer standvastig. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. En ek het nou agtergekom, ek het geleer dat om deur die Here gereinig te word is heeltemal iets anders as wat ek gedink het dit is. Christene het baie goeie voornemens om heilig saam met die Here te leef. En net soms dan kry ons dit reg. As jy dit reg kry, dan vat die Here vir jou saam met hom op hoogtes. Meestal loop daai goeie voornemens op absoluut niks uit nie. En ons is so verskriklik gemaklik in ons middelmatigheid en ons dink die Here is ook gemaklik. Ander kere dan lê jy in die modder in. En jy weet nie waar om jou kop in te druk nie. En dan kom ook skuldgevoelens. Soos by Dawid. Wat het jy gedoen? En dan kom daai vuil in jou lewe, dan sit ons soos 'n nat kombers wat hier oor jou kop kom draai. En jy wil versmoor. En jy wil uit. En dan wil jy weer begin. En dan begin hierdie hele proses van goeie voornemens weer van voor af. En alles herhaal homself nog 'n keer. En nog 'n keer. En nog 'n keer. En so deur al hierdie weer probeer se versmoring, dan roep ons Here, reinig my. Maar weet ons wat dit beteken om deur God gereinig te word? Dawid het hierdie pad geloop. Hy maak een van sy binnekring vriende se vrou swanger. En die ding loop uit op 'n moord. Maar tipies soos iemand wat sy sonde wegsteek, het Dawid rondgekyk en gedink, niemand sien hom nie. Maar hy het baie gerieflik vergeet om boontoe te kyk. En God het mos hierdie verpletterende gewoonte om dit wat weggesteek word te laat uitkom. En nou kom die man van die kerk, die predikant, en hy kom konfronteer vir Dawid en hy sê, wat het jy gedoen?
Want dit wat jy gedoen het, is die oorsaak dat God se vyande vir God lag. En dit verskriklike dinge in Dawid se lewe gebeur. In sy gesin se lewe. En teen hierdie agtergrond kom Dawid en vra hy dat die Here hom skoonmaak. En ons ken ons hierdie situasie. Ons ken dit baie goed. En ons weet, in die woorde van Psalm 24, ons weet dit. Wie mag kom staan op die berg van die Here? En die berg van die Here is die koppietjie waar op die tempel gebou is, wat hom genoem Sion. Met ander woorde, in vandag se Afrikaans, wie mag in die kerk kom? Dan kom die antwoord, net hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Hy wat aan die buitekant skoon is en wat aan die binnekant skoon is. Ons ken dit, ons weet. Ons weet ook dat die ander kant van die storie, dat as ek nie hierdie pad loop nie, dan jaag die Here my weg. Hebreërs 12 sê, beywer jou vir 'n heilige lewe waarsonder niemand die Here sal sien. Ons ken hierdie goed. Maar ons wil so graag die Here in die oë kyk en ons wil ook hierdie woorde sê, Here reinig my. Maar hoor nou die twee goed. Wat beteken dit om deur God gereinig te word? Wie is die God? En wat is die reiniging? Twee dinge. In die eerste plek, ons het hier met God te doen. Heilig. Sit vir die volgende skryfie op asseblief. Here, ons het nie met God te doen. Dis God. Heilig. Hy laat niks wat vuil is naby hom toe nie. Hoor my. Om deur God gereinig te word, beteken ek moet soos God word. Ek moet die vuil eenkant los. Jy kan nie oor die vuil van die Here in die Here se teenwoordigheid kom en dan wil jy daaroor gaan, jy wil gaan verduidelik of redeneer of verskonings aanbied nie. Jy kan dit nie wegsteek nie. God haat sonde. Ek het met God te doen. As ek nie gereinig is nie, dan jaag God my weg. En hierdie goed maak my bang. Dit is nie speletjies hierdie goed. Ek het met God hier te doen. En die tweede ding wat hier uitstaan, reiniging deur God is nie ietsie wat gebeur nie. Dis nie woorde wat gesê word of 'n gebedjie wat gebid word nie. Here, maak my dit of Here, gee dit vir my. Dit het niks daarmee te doen nie. Jy moet mooi hoor wat ek nou sê. Dit het 'n bepaalde prosedure. Daar's 'n pad wat geloop moet word. Dit beteken word skoongemaak en dit wat daar uitkom word dan vir 'n spesifieke doel gebruik. En toe ek nou oor die woordjie reinig my gaan loop en krap in die Bybel. Toe kom ek nou agter dat die woordjie wat gebruik word vir reiniging van sonde en die woord wat in die Bybel gebruik word vir silwer wat skoongemaak word, is dieselfde woord. Dis die taal wat oorspronklik geskryf is, dieselfde woord. En kyk na Maleagi 3. Verduidelik hom mooi. Maar wie kan voor die Here staan? Hy is soos 'n vuur van die smelters. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer. En kyk dan, as hy gesuiwer is, dan word hy gebruik vir 'n spesifieke doel. So sal die Here julle dan suiwer, sodat julle aan God 'n offer kan bring wat vir hom goed is. Kyk wat sê hy. Om skoongemaak te word, gereinig te word, is soos om deur silwer gerein is, soos silwer skoongemaak word. Jy sien, silwer is nie soos in vandag se tyd word deur chemiese prosesse skoongemaak nie. Silwer in daai tyd, en ek het nou op die internet gaan krap, gaan uitvind hoe is silwer in daai tyd gesmelt.
en skoongemaak. Daar was 'n baie duidelike prosedure, 6 dingetjies. Die eerste plek, daai stuk ding wat skoongemaak word, is baie spesifiek in die middel van die vuur gehou. Waar die vuur op sy warmste is, daar is die silwer gehou. En op die manier is alles wat nie silwer is nie, in die middel van die vuur gehou, alles wat nie silwer is nie, is afgebrand, losgebrand, en dan is dit afgeskep en weggegooi. In die middel van die vuur. Die tweede ding is, wat nie silwer is nie, word afgeskep. En dis 'n tydsame proses. Dis oor en oor en oor gedoen, totdat alles wat nie silwer is nie, uitgehaal is. En die derde ding is, die silwersmid sit die hele tyd vir die ding en kyk. Hy het sy oë nie een oomblik daarvan weggevat nie. Want as hy weggekyk het, dan kan die hele proses tot stilstand kom. En dan moet dit weer gedoen word. In die middel van die vuur gehou. Goed word afgeskep. Hy sit die hele tyd vir dit en kyk. En die vierde dingetjie, as die goed te lank in die hitte gehou word, dan kan dit nie meer gebruik word nie. Nou ons weet nou vandag, as dit te lank in die vuur gehou word, dan reageer dit met suurstof, en dan is dit nutteloos as 'n edelmetaal. En daai wat dan opgemors is, dit kan net vir afskeepwerk gebruik word. Vyfde dingetjie. Hoe het die silwersmid geweet wanneer daai ding reg is? Die oomblik as hy sy eie weerkaatsing in daai silwer sien, dan is die silwer reg. En daarom is dit so belangrik dat hy hierdie proses die hele tyd beheer en dat hy vir dit sit en kyk. En dan die laaste dingetjie, die oomblik as hy homself kan sien in die dinge, dan word die proses gestop. Die silwer is skoon, dan kan hy dit vat, hy kan dit gaan giet in die vorm wat hy dit wil hê, en dan word hy gepolish. Tot dit skitterblink is. Nou daai 6 goed. Vir my staan 'n paar dinge hier uit. As jy met vullis in jou lewe sit, is dit onafwendbaar dat die Here jou in die middel van die vuur gaan sit. En dan gaan dit nie help jy klaar, dis onregverdig, of ek kan nie meer nie, of dis nie lekker nie, want dis jou eie skuld. En die Here gaan vir jou pynlik roer, want jy is vir die Here kosbaar. En die Here wil aan jou polish, totdat jy skitterblink vol is. En die tweede ding is, die Here skep af. En die Here hou aan, tot alles uit is. En as jy nie wil hoor nie, dan sal jy oor en oor en oor deur die proses gaan. Want die Here laat nie vullis by hom toe nie, en hy laat ook nie vullis by jou toe nie. En hoe meer jy soos Dawid vashou aan hierdie goed, gaan dit verskriklike gevolge in jou lewe hê. In jou lewe, en hoor dit, en in jou gesin se lewe. Hoe langer jy vashou, hoe langer hou hierdie afskepproses aan. En dis in jou hande om hierdie ding te stop. En die derde ding, jy is vir God heeltemal te kosbaar om aan te hou seer te kry met hierdie vullis in die lewe. Want die Here het jou heeltemal te lief om jou te los net soos wat jy is. En daarom
daarom dat die Here jou in hierdie hele proses nie een oomblik onder sy oë laat uitgaan nie. Jy's nooit alleen in hierdie skoonmaakproses nie. En as jy mooi luister, al is dit hoe seer, as jy mooi luister, dan hoor jy in hierdie hele proses die Here se woorde van genade. Jesaja 1. Kom, laat ons hierdie saak nou met mekaar uitmaak. Want as jy so rooi, so skarlaken is die enigste permanente daai van daai tyd wat jy nie kon uitwas nie. Hy sê al is jou sonde so permanent soos rooi daai, kom ek maak jou wit soos wol. Nou, kom. Die vierde ding. In hierdie skoonmaakproses waar die Here kwaad is, daai woede van God is nooit groter as sy liefde nie. En as die Here besig is om jou daar in die middel van die vuur skoon te maak, dan sal hy dit nie so warm maak dat jy heeltemal nutteloos word nie. Maar as jy nie wil luister nie, gaan daar 'n tyd kom dat jy heeltemal onbruikbaar word. En dit is nie God se skuld nie. Want jy wil nie dat die vullis afgeskep word nie. En as jy aanhou met hierdie ding, is jy op jou eie. En dan raak God doodstil. En dit het verpletterende gevolge vir jou en jou gesin. En die Here werk met jou. My mooi hoor. Die Here werk met jou tot hy sy weerkaatsing in jou kan sien. En as jy nie wil luister nie, sal jy oor en oor deur daai skoonmaakproses gaan totdat hy sy weerkaatsing sien. En my broer en my sussie, as jy die Here toelaat om die vuil goed af te skep, dan word dit 'n fantastiese ervaring. En jy gaan nie spyt wees nie, want dan weerkaats jy die Here Jesus. En dan die laaste dingetjie, daai poleerding. As daai vuil goed afgeskep is en die weerkaatsing van die Here Jesus is daar, dan moet jy gegiet word in 'n vorm wat die Here kan gebruik. En dan sal die Here vir jou seën, want dan is jy op die plek waar hy jou kan gebruik. En daai ding dat jy kom op 'n plek waar die Here jou kan gebruik, dit maak 'n verskriklike vraag los. Met 'n onmoontlike antwoord. Waarvoor gebruik die Here jou vandag? Wat doen jy vir die Here? Wat kan jy neersit en sê, Here, dis waarvoor jy my gebruik? Want as jy niks kan sê nie, dan is daar niks nie. En dan beteken dit dat vuil goed wat afgeskep moet word. Maar as jy daai vraag kan antwoord, waarvoor gebruik die Here my? As jy dit kan antwoord, dan kan ek vir jou sê, verwag die seën van die Here op jou lewe. Jy sien die skoonmaak van silwer het 'n bepaalde prosedure. Nou kom ek by die ding uit. Die skoonmaak van God is ook 'n bepaalde prosedure. Dis die enigste prosedure. Daar's net een manier. En kyk hier die woorde van 1 Johannes 1. Die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Daar's net een manier om deur God skoongemaak te word, en dit is die bloed van Jesus. En daardie storie van God maak skoon deur bloed is dramaties. En dit het enorme gevolge. Die eerste een is,
As ek vanmôre voor die smid van die lewe staan, ek is vuil. Ek kan nooit voor die Here gaan staan nie. Ek probeer, maar hierdie vuil van my is binne in my DNA. Weet jy wat sit vir die volgende een op asseblief? My DNA is vuil. Ek kan nie van hierdie vullis loskom nie. Daar's nie 'n manier nie. En ek en jy kan vanmôre, ons kan hierdie Dawid stories kan ons in ons eie lewens vanmôre vertel, nee, ons kan hulle pynlik vertel. Ek is vuil, my DNA is vuil, ek kan nie voor God kom nie. En hierdie middel van die vuur wat ek moet gaan. Hierdie is ongelukkig nie net ietsie wat ons nou vanmôre net van kan kennis neem, of dat die lewe maar hier en daar skoon gemaak moet word nie. Dis baie meer. Die middelvuur is 'n verskriklike ding. Dis baie meer as net. En ek het geen idee hoe dit werk nie, en ek gaan ook nie uitvind nie, want ek gaan nie soontoe nie. Maar iewerste is daar 'n hel wat wag. Veral hierdie mense wat met hulle slim stories en hulle verskoningkies en hulle argumente oor die vullis van die lewe loop. God is woedend oor sonde. En hy gaan daai vuil uit daai mense uitmoker in hierdie ding wat die Bybel noem die hel. Maar die tweede en die derde een ook asseblief. Daai ander vier is hy met die Bybel noem die hel. En die derde ene, nou mooi luister. Hier staan ek met 'n DNA wat onverzoenbaar is met God. En hier aan die ander kant staan God. Rein. En ek en jy kan nie hierdie ding verstaan nie, want ons is nie aan hierdie kant nie. Hier is God, rein, heilig, skoon, sonder sonde. Dis onmoontlik dat ek met my tipe DNA by God se DNA kan uitkom. En hierdie liewe Jesus beeldjie wat ons vir onsself geskep het, dis Gods lasterlik. Dat God is maar gemaklik met my sondes. En dat hy maar net aanhoudend vergewe en sê, ek is lief vir jou, dis oukei. God verafskuw sonde. En nou moet ek 'n ding verduidelik wat ek nie kan verduidelik nie. Ek noem dit die onverklaarbare gebeur. God, ek. 'n deel van die reine God het oorgekom na my kant toe en hy het geword net soos ek. Hy kom van sy reinheid oor na my verrotte, onrein kant toe. En as hierdie Jesus oorkom na my kant toe, reinheid is in sy DNA. Hy het niks wat afgeskep moet word nie. En nou kom hierdie rein God wat mens word. En hy doen twee goed. Hy bied aan om vir my te kom betaal. Hy sê ek sal God se middelvuur vir jou gaan vat. En hy doen dit op 'n manier met bloed. En dit is verskriklik belangrik dat jy dit verstaan. Die manier wat hy gaan instaan vir my gemors is met bloed. Want kyk daai 5de puntjie. Twee dinge gebeur. Jesus word ek en ek word Jesus. Jesus word ek. Hoe werk God met 'n sondaar? So.
hier kom hierdie Jesus, kyk na die woorde van 2 Korintiërs 5. Jesus was sonder sonde. Maar God het hom in my plek as 'n sondaar behandel. Kyk mooi, sodat deur my eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Jesus word ek. Wat ek moet gaan uitboet in die vuur, het hy namens my gaan uitboet. God het hom in my plek as 'n sondaar behandel. En die middelvuur van God se woede het hy in my plek gaan vat. En namens my loop Jesus daai dood, die dood, daar waar die hel is, het Jesus ingeloop. En toe Jesus daai Sondagoggend opstaan, toe sê hy in Johannes 11, elkeen wat glo, hoor dit mooi, hy sê elkeen wat glo, dat ek namens hom daarin gegaan het, sal nooit weer daarin gaan om te betaal nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Kan jy sien hoe totaal stupid is om te sê, ek is 'n Christen want ek gaan kerk toe en ek probeer reg leef. Natuurlik moet 'n Christen kerk toe gaan en reg leef, maar dis nie waar dit begin nie. Of die Here gaan jou lewe vat, hy gaan jou bloed vat in die hel. Die enigste alternatief is, die Here Jesus se bloed het myne geword. Jesus word ek. En hoor dit nou, is jy wakker, daar's heeltemal met die vullis gedeel, dis afgeskep, daar's niks meer wat gedoen hoef te word nie. Jesus word ek. Hoe verduidelik ek die goed met logika? Ek kan. Jesus word ek, maar nou word ek Jesus. Die vullis is weg. En ek, wie van julle is heilig? Kom, ons praat gou. Wys my, wie van julle is heilig? Is Jesus heilig? Waar is Jesus nou? Hy's in my. Wat maak dit my? Ek vra nie vir perfekte mense, dis wat ek jou vra nie. As die Vader na my kyk, dan sien hy hierdie Jesus in my. Dan sê Kolossense 1, ek staan nou, hoor dit, ek staan nou voor God, sonder vlek of rimpel en heilig, want ek het Jesus geword. Ek word hy word ek. Hy sien my soos wat hy Jesus sien. En seker een van die ongelooflikste woorde in die Bybel is 2 Petrus 1 vers 4. Daar staan, ek het deel gekry aan Jesus se goddelike natuur. Ek is gereinig. Jesus word ek en ek word Jesus. Maar nou moet ek 'n lewe leef wat hierdie reiniging waardig is. Jesus se beeld moet in my weerkaats word. Daai vuil goed wat keer dat ek soos Jesus lyk, dit moet afgevry word. En hierdie skoonmaak, hierdie poleer, dis 'n lewenslange proses. Dis nie, daar's my lewe reg nie. Dis 'n lewenslange proses waar ek as God se heilige oorwinnaar, met die oorwinnende Jesus wat in my is, hierdie leefstyl gaan leef. Soms kry ek dit kletterend reg, soms is dit 'n kletterende mislukking. Maar dit is 'n lewenslange proses waarvan die sonde in my lewe ontslae moet raak. Maar nou, wat nou verder? Wat nou vanoggend hier op hierdie Sondagoggend? Waar staan ons nou? Ek wil 4 dingetjies sê. Sonder Jesus is jy vuil.
nou vanmôre, jy is nou nie te sleg nie, jy doen redelik goed. Jou DNA is nie met God se DNA te versoen nie. Jy moet in hierdie ding wees van hierdie Jesus wat dit kom doen en wat soos my geword het, my teruggevat het hierdie kant toe. Met die bloeding. En ek moet jou hierdie vraag vra. Kyk mooi na daai vraag. Waar staan jy vanmôre met Jesus? Het jy op hierdie punt in jou lewe gekom waar daai omruiling plaasgevind het? As jy nie daar gekom het nie, as jy besig met godsdiens, dis 'n punt in jou lewe waar jy kom en sê, ek klim onder die bloed van die Here Jesus in. Waar staan jy vanmôre met Jesus? Jy moet doodseker maak. Ek het maandagooggend 'n ou dame begrawe. Lewenslang in die kerk gesit. In 'n klein dorpie waar ek help. En ek het so 3 dae, 4 dae voor haar dood van gevra, waar gaan jy heen as jy nou doodgaan? Sy het nie idee nie. En toe ek nou klaar vir haar verduidelik het van die bloed en die goed, sê sy, maar ek het dit nie so geweet nie. Niemand het dit ooit vir my gesê nie. En ek sit en dink, wat het predikante daai gemeente gedoen? Waar staan jy vanmôre met hierdie Jesus? En die tweede ding. As God na jou kyk, dan moet hy die weerkaatsing van hierdie Jesus in my lewe sien. Daai weerkaatsing moet baie duidelik wees. Want ek word hy en hy word ek. Jy kan nie maar net van hierdie goed kennis neem nie. Hier is 2 dinge wat moet gebeur. Jy moet 'n keuse maak. En dan moet jy 'n kommitment maak. Ek het nie Afrikaans vir kommitment nie. Oorgawe. Ek moet 'n keuse maak van die bloed van die Here Jesus reinig my. Ek klim onder daai bloed in. Maar dan moet ek die kommitment gaan maak en sê, ek leef met daai God. Jy sien, Kolossense 3 sê, ek moet al hoe meer en meer soos Jesus lyk. Dit begin by 'n eerste tree. 'n Gebed, 'n kommitment. Here, dis wat ek vat. En dan kom die oorgawe, dan kom die tweede tree. Here, dis wat ek gaan doen. En dan kom die derde tree. En dan kom die vierde tree. Van dit wat moet in en dit wat moet uit. Die Here moet polish. En die derde ding wat in my kom, is hierdie ding van sondebelydenis wat Dawid doen in Psalm 51. Daar's dinge wat afgeskep moet word. Daar's vullis wat moet weg. Wat moet jy vandag doen? Wat moet die Here vandag by jou uitkook en afskep? As jy God nie toelaat om dit te doen nie, gaan jy soos Dawid 'n pynlike en 'n verwoestende ding tegemoet. Sondebelydenis. En dit maak nie vandag saak wat het in jou lewe gebeur of skeef geloop nie. Jy bely dit. Die Bybel leer vir my, om een of ander rede kan en wil Christene nie hierdie teks verstaan nie, hierdie belofte. As jy jou sondes bely, is ek getrou om jou dit te vergewe. As jy vir my sê jy is jammer, dan is die saak afgehandel. Dit maak nie saak wat in jou lewe gebeur het nie. As jy daai goed bely en jy gaan sê vir die Here, in die woorde van Psalm 51, jy vat daai ding met 'n naam na die Here toe en sê, Here, hier is my sonde. Dawid kom en hy sê my vrou, daar's 'n kind op pad. Ek het al man verloor. Ek is jammer.
Om 'n ding te bely is om vir die Here die ding met die naam te gaan sê. En in die naam van die Here, hoor wat ek nou sê. Aanvaar die vergifnis van God. Nie die gevoel nie. Die Bybel sê as jy jou sonde bely, is ek getrou om dit te vergewe. En dan gaan breek jy met daai goed. Dan stop jy, jy maak 'n ooreenkoms met die Here wat jy sê, hier stop dit. Jy sien, dis nie net genoeg om te sê, ek glo ek gaan hemel toe, want die bloed van die Here Jesus my gered nie. Daar's 'n commitment deel wat kom en sê, Here, dis hoe ek gaan leef. En die laaste ding wat vir my hier uitstaan, en ek wens ek hoef dit nie te sê nie. Hierdie suiweringsproses kan baie seer wees. Moenie moed opgee nie. Moenie weghardloop nie. Hoor dit, God is op pad met jou. Waarheen die Here met jou op pad is, hoe hierdie goed werk, ek het geen idee nie. Ek weet nie hoe ons met die plan gaan eindig nie. Ek weet nie hoe God werk nie, ek weet net dat God werk. Maar ek weet dat die Here weet wat hy doen. En in hierdie proses wat baie seer kan wees, maak hy van my iets bruikbaars wat hy kan gebruik. En hoor dit my broer en suster. Dis 'n voorreg. Want eers as jy deur die vuur is, luister my liewe mens, daai baba plan my glad nie, hoor. Hy plan my glad. Dis 'n voorreg om deur hierdie vuur te gaan. Want as jy deur daai vuur is, dan beteken jy vir die Here iets. Want die Here, en ek moes dit op 'n baie harde manier in my lewe leer. Die Here gebruik net disippels wat gebreek het. Wat gesuiwer is en wat ingebreek is. Ek wil nou vir jou 'n videoklipie wys. En nou sê, a picture is worth 1,000 words. Dis 'n vrou wat al haar kinders en haar man in so 'n tydjie verloor het deur kanker. En kyk net na die videoklip. Hy begin met 'n man wat 'n rowwe stuk yster vat, 'n smid. En wanneer daai yster begin uitslaan, dan kyk jy wat kom uit hierdie stuk yster uit. Kyk die videoklip hier. My plan for my life was to have a child every 2 years. I had that mapped out. I was going to have a kid every 2 years. I didn't know how many. I wanted a big family. So we had a boy first, and then 2 years later, another boy. And at 22 months old, we found a tumor. Suddenly, we were thrown into a whole different world, a world I didn't even know existed. And we were thrown into the medical world, into surgery, into the hospital, into chemotherapy. I had my daughter right before we found his tumor, 1 week before we found his tumor. He had this rare disorder. I'd never heard of it. You know, there was nothing more that could be done. He did pass away at home. In the meantime, we had another son. It started with my daughter. She got bone cancer on her rib. My husband got thyroid cancer. And then he got Burkitt's lymphoma. I've never seen chemotherapy that tough. Drew got bone cancer, just like his sister. It was more intense this time. And then Andrea got
cancer from her chemotherapy. She needed a stem cell transplant. My husband was diagnosed with the same thing as my daughter. Andrea recovered very quickly. Drew kept getting bad news and bad news and bad news, you know. My son passed away 3 weeks before my husband. I began to think, maybe I couldn't do this. You know, maybe I wasn't strong enough. You know, I began to think that I might fail. But the Lord was not going to allow me to fail. And I know that that's not unique to me. That He does that for everybody. It's not always about us. Like, we're not going through this because we need to change or we're not good enough. I became someone, you know, more capable of helping others and of having compassion and of understanding at an intimate level, you know, what other people go through. And I found a great deal of joy in using the things that I've learned to help other people, especially families who have children with cancer. One of my missions in life is to comfort others who are going through cancer, and that, you know, I know how to do it because I've been through it. It's like, to me, it's like Newton's law. For every action, there is an equal and opposite reaction. Equal and opposite. So I think the greater our sorrow is, the greater our capacity is to feel joy. I've been surprised. I feel a great deal of tenderness toward my Savior because He really is so sweet. He really does provide what you need. Here reinig my. Om deur die Here gereinig te word is genade. Dis om onverdiend skitterblink te word en deur God gebruik te kan word. Dis om te weet ek is in die hande van die Here en ek is onder die oë van die Here. Here reinig my. Amen. Nou wat nou? Ons kan ons niks doen sonder gebed nie. En ek wil jou uitnooi om hierdie gebed saam met my te bid. Dis deur 'n vriend van my geskryf met die naam van Koos Nel. Commitment te maak en te sê ek loop te pad. Kom dit saam. Maar gaan jy vir jou kans gee? Want dit wat jy nou moet doen, ek kan dit nie vir jou doen nie. En jy kan vanmôre hier sit en jy kan by die dak kyk of jy kan die commitment maak en sê Here, ek maak die keuse en ek maak die commitment. Dis hoe ek gaan doen. En jy weet wat lê die Here op jou hart nou. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek wil jou 'n paar oomblikke gee van gebed, dan sal ek vir jou afsluit met 'n gebed. Here, ek het U lief, want U het my eerste lief gehad.
Ek wil so graag so lewe dat U tevrede is met my. Maar hoe meer ek probeer, hoe meer stel ek U teleur. Ek wil so graag wees wat ek is, vrygespreek en regverdig, maar my lewe is so vas in die onreg wat ek elke dag doen. Dit is goed om 'n koningskind te wees, maar hoe meer ek probeer om dit waardig te leef, hoe meer lyk my lewe soos die van 'n selfsugtige rebel. U weet, Here, hoe ek probeer. En niemand weet ook beter as U hoe ek daarmee misluk nie. Ek is so moeg van probeer. Ek is so moeg van U teleurstel en teleurgesteld wees in myself. Here, ek wil nie meer probeer nie, ek wil wees. Al my mislukte probeerslae het my gewys, ek kan dit nie regkry om te wees soos wat U my wil hê nie. Net U kan my so maak. Vergewe my dat ek so lank gevat het om die genade in my lewe te verstaan. Sonder verdienste het U my gered. En sonder verdienste vra ek dat U my heilig. Want ek wil niks minder as heilig en diensbaar vir U wees nie. Here, ek wil nie meer probeer nie, want ek hoef nie. Ek vertrou my lewe aan U toe. En ek rus in die genade van U bloed. Amen. En hier kom die hoogtepunt van die diens. Die seën van die Here. En dit is nou nie net 'n ou maniertjie om die diens af te sluit nie. Hierdie is hoe God, dis hoe God met sy kinders werk. Gaan, en ek het hom gekies uit Deuteronomium uit. Die Here sê vir Josua, gaan neem die land en besit. Maar as julle nou wil staan, dan blyk dit so indrukwekkend. Hy sê vir Josua, gaan neem die land en besit. Maar Josua het nie weermag nie, hy kan nie. Dan sê die Here, gaan neem die land en besit. Want die Here jou God sal voor jou uitgaan. Die Here sê, ek is al in môre, ek weet wat ek doen, kom. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie, ek sal by jou wees. Deuteronomium 31:6, hoor hom. Want die Here, jou God, sal voor jou uitgaan. En die Here sal by jou wees. Die Here sal jou nooit in die steek laat nie. Die Here sal jou nooit alleen los nie. Moenie bang wees nie en moenie skrik nie. Amen.